Ons is 'n bietjie laat vanmôre, want daar's 'n hele klomp goed wat ons eers voor die tyd hier by die kerk gedoen het. As jy dalk nou lewendig inskakel of aangehou het om te hoop dat ons gaan aanlyn ook uitsaai, baie welkom en baie seën en sterkte ook vir vandag en ook vir die dag, vir die week wat voorlê. Ek wil begin met hierdie woorde in Jona hoofstuk 2. Mooi woorde. Woorde waaraan ek en jy kan vashou en woorde wat ook elders in die Bybel na vore kom. Net hierdie paar woorde wat sê, hulp kom net van die Here af. Mag ek en jy vanmôre weet wanneer ons in die naam van die Here by mekaar is, dat God is getrou. Hy hou woord. En dit wat hy beloof en dit wat hy vir ons sê, is God ernstig daarmee. Bedoel hy dit ernstig vir ons lewe, dat hy is die enigste een wat werklike hulp kan bied. Enige hulp wat ons in die wêreld raakloop, is altyd kortstondig en tydelik. Dit hou net vir 'n dag of dit hou net vir 'n week, miskien so lank as 'n jaar. Maar die hulp wat die Here vir ons gee, is nie net vir hierdie lewe nie, maar is ook wat vir ons regdeur ons lewe tot in die ewige lewe sal dien. Kom ons bid saam en dan eer ons die God wat vir ons sê, ek sal help. Dankie Here vir hierdie mooi woorde waarmee ons vanmôre se geleentheid kan begin. Want ons het al so baie keer in ons lewe op plekke gaan aanklop vir hulp. En dan moes ons so baie keer teleurgestel omdraai. Of dat die hulp wat vir ons aangebied is, het aanvanklik so mooi gelyk. Dit het nie lank geduur nie. En toe moes ons maar weer by 'n ander plek gaan aanklop vir hulp. Maar die dag, Here, toe ons by U kon aanklop het vir hulp, het U meer as gehelp. U het geseën. U het nie net gister en eergister se probleme weggeneem en opgelos nie, maar U het ook nuwe beloftes gegee om te sê, ek help nie net nou nie. Ek sal ook môre help. En oormôre en vir so lank as wat jy lewe. Hoe sal ons dan nie anders kan as om te sê, aan U kom die lof toe, die dank, die eer en die aanbidding. En miskien, Here, sit hier iemand vanmôre wat diep in sy hart voel. Hy weet U help, maar dit lyk ook nie regtig asof U help nie. Dat dit voel asof jy nou eers weer op ander plekke is en vir 'n oomblik van hom of haar vergeet het. Of dat die probleem so groot geword het dat dit gaan nou vir U jare vat om hierdie probleem eers weer opgelos en uitgestryk te kry.
Help ons om vir U raak te sien. Want dis 'n groot stuk hulp wat ons nodig het. Ons kyk so baie keer na U, maar ons kyk volgens ons menswees, volgens ons swakhede, tekortkominge en vanuit ons sonde. En dan gebeur dit so baie keer dat ons sien nie vir U nie. En daarom kom vra ons ook wat dit aanbetref, help ons. Vir hierdie paar oomblikke wat ons dan as gemeente saam is, vra ons dat U ook vir ons sal seën en dat ons U heerlikheid en U grootheid sal beleef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here. Nou ons tyd het bietjie aangestap. Ek gaan dat ons net een lied sing, die een lied wat ek voorberei het. Hy het 'n hele klompie verse en melodieë wat saamgeflans is om een lied te vorm, maar kom ons sing net hierdie een lied. Here, ek sal U loof, U weldade roem, ek sal U naam eer, want U is die een wat wonders doen. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied saam.
Nou vir ons skriflesing wil ek dan saam met jou in Matteus hoofstuk 14 net hierdie mooi geleentheid wat daardie tyd plaasgevind het, die vermeerdering van die brood. En dan net een of twee kort gedagtes wat ek daaruit met jou wil deel. Toe Jesus dit hoor, nou dit wat hier nou van geskrywe word of wat nou veronderstel is naamlik dat Johannes die Doper nou in die tussentyd, die gedeelte vooraf, wat hy toe nou verhoor is, wat hy om die lewe gebring is, en toe Jesus dit nou hoor, het hy met 'n skuit daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skuit klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seën. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee en hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry. En hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en die kinders, en ek lees net daardie paar verse saam met jou. Ek vermoed ons word altyd, of ons word almal aangegryp deur 5 broodjies en 2 visse, hoe dit moes seker, net soos die water wat in wyn verander het, moes dit seker iets gewees het om te aanskou. Die vrou van Sarfat wie se meel en olie net nie klaar geraak het nie. Ek het gisteroggend vroeg opgestaan en gehelp om pannekoek te bak, dat hier net 'n klomp pannekoeke is wat ons, as ons hier begin, dat die darm voorraad is wat ons kan gebruik. En ek is dankbaar dat daardie emmer so stelselmatig begin leeg raak het. Maar daar is tye in 'n mens se lewe wat 'n mens soms net hoop dat wat daar ook al is, moet net nie klaar kry nie. Die vrede wat 'n mens dalk beleef, of die plek waar jy jouself in die lewe bevind, dat jy hoop dat dit net nooit gaan klaar kry nie. Dat dit nie uitgeput gaan raak nie. En so sou daar seker baie dinge wees in ons lewe wat ons sou kom sê, ek hoop hierdie of daardie ding raak nooit uitgeput nie. Maar die aangrypende van hierdie storie is nie op die einde die vermenigvuldiging van die brood en die vis wat hier plaasgevind het. Ja, dit is aangrypend dat hier mense is wat gevoed is.
duisende van hulle. Weet nie hoe lank het dit gevat nie, en of dit 'n werklike 5000 is, en of dit nou maar net 'n aanduiding is van 'n geweldige hoeveelheid mense wat daar was. Maar die aangrypende is nie in die eerste plek in die verhaal van dit wat meer geword het nie. Mens kan daarop ook fokus. Maar die fokus wat ek met jou wil deel binne koninkrykstyd is hierdie ding van Jesus wat meegevoel het. Die Engelse woord is compassion. Toe Jesus dit hoor, dit plaas hom met ander woorde op 'n sekere plek in sy lewe. Johannes die Doper wat 'n wonderlike engel vir die wêreld was, wat mense gedoop het, wat die evangelie verkondig het. Ek het nou op ergens in die week wat iemand vir my iets gesê het, toe sê ek het niks anders as om net goeie nuus te verkondig. En alle waarskynlikheid was dit dieselfde in Johannes se lewe gewees. Hy het net goeie nuus gehad om te verkondig van die een wat sou kom, wat hy nie eers werd is om sy skoene vas te maak. En hier word hierdie man wreed om die lewe gebring. En as jy die storie gaan lees van die verjaarsdagvieringe wat daar is en hierdie onmenslike versoek wat die koning se vrou gebring het. Dit is wat sy wil hê. Die man se kop op 'n skinkbord. 'n Mens verstik byna aan hierdie storie wanneer 'n mens daardie gedeelte lees. En 'n mens sou nou goed kon indink dat wanneer 'n mens as ware hierdie trauma beleef van 'n vriend van jou, 'n geliefde van jou wat op 'n alleraardige manier doodgemaak is en wie se kop op 'n verskriklike vieslike manier uitgebeeld word. Ek dink daar's geen ander manier om dit te beskryf as dat dit kan net duiwels wees om so 'n versoek te rig. Dan moet dit 'n mens seker diep in jou hart raak dat jy net wil wegkom. Is dit nie ook maar in ons lewe ook so wanneer iets ons tref, wanneer jy jou werk verloor, of wanneer jy geliefde aan die dood afstaan, wanneer jy met allerlei probleme worstel, wanneer jy net goed bedoel en eintlik al wat jy in ruil daarvoor kry is stank vir dank, dat 'n mens soms net wil wegkom. Want hier waar ek is, binne daardie omstandighede, ek kan byna nie asemhaal nie. Ek verstik. En Jesus wil ook by 'n plek kom, seker ook om net te reflekteer. Alleen wees. Wil net wegkom. Wil seker ook net probeer om sin te maak uit wat het gebeur. Wat is hier aan die gebeur dat ek net 'n ernstige antwoord kan kry, dat ek môre weer uit die bed uit kan opstaan en
kan voortgaan met my lewe. En al wat die mense weet is dat hier's 'n man wat kan help. Hier's iemand wat die moeite werd is om te volg. Dat hierdie mense se nood so diep aanwesig is, dat hulle nood so groot is, dat hulle verby die Here Jesus se eie nood verbykyk. Hoeveel keer het ons nie dalk miskien ook al vir iemand gesê, weet jy, ek wens net mense kon ook begrip gehad het vir wie ek is en wat met my gebeur het. Maar so stroom die mense na Jesus toe. En sy compassion is om mense te ontmoet. Om vir mense daar te wees. En daarom gaan dit nie in die eerste plek om mense se maage vol te kry. Dis ook belangrik. Maar dis om mense te ontmoet daar waar hulle self bevind. En hierdie optrede van Jesus lê vir ons daarin tot voorbeeld dat dit is presies wat die Here wil hê ek en jy moet wees. Die Here Jesus het geweet, dis 'n onmenslike groot opdrag om vir hierdie klomp mense te sê, of vir hierdie disippels te sê, gaan gee vir die mense kos. Maar dit kan tog nie 'n onmenslike groot opdrag wees om mense te ontmoet daar waar hulle is nie. Daar waar die nood is, daar waar die seer is, daar waar mense hulle self hulpeloos ervaar. Dis die voorbeeld wat Jesus vir sy kerk kom voorhou. Gaan wees julle. Daar kan geen hoër roeping in 'n Christen se lewe wees as om net daar te wees. Deidre het net nou vir my 'n storie vertel, julle maar self as julle kans het, sê ook, ja die dominee het nou gesê, sy het 'n storie vertel, ek kan nou nie storie so vertel nie, soos wat sy het vertel nie, so ekskuus as ek dit nou sê, so as jy nou besig bly, en mense nou heeltyd die storie wil kom hoor vertel, maar vir hulle die storie, want daar agter lê die ding van, want mens weet net nooit. Mens weet net nooit. Die mens wat ergens in hierdie week op ons lewenspad lê, wat nood ervaar, mag dalk honger te wees, dalk sien jy een ou wat elke week is hy maar by jou swart sakke, dalk sê die Here vir jou, jy moet vir hom 'n brood daar neersit. Ek weet nie, die Here het sy eie manier oor hoe hy met 'n mens besig is en wat hy van 'n mens vra. Maar Christus se voorbeeld is een van om die nood van mense te kan aanvoel.
en vir daardie persoon daar te wees, want mens weet net nooit. Dalk is dit daardie persoon se laaste dag of sy laaste week op aarde, en daarmee sê ek nie, doen dinge omdat ons bang is, dat iemand gaan dood, of wees bang, en omdat ek bang is, daarom doen ek sekere dinge. Maar mens weet net nooit, vir dit wat ek in daardie oomblikke doen, of dit lewensverandering in daardie persoon se lewe kan meewerk nie. Bid daardie gebed. Maak daardie telefoonoproep. Stuur daardie WhatsApp boodskap of e-pos. Staan daardie minuut langer by daardie mens se lewe. Want mens weet net nooit. Ons weet nie hoeveel van hierdie mense wat daar kos gekry het, wat het met hulle lewe gebeur nie. Die storie is so byna uit 'n oop einde. 'n Mens moet jou eie storie eintlik verder gaan lees. Maar dat hier mense was, glo ek, wat lewensverandering hier weggestap het, dit is so. En kom ons, maak dit ons lewenslange missie en ons elke dag se uitdaging. Mens weet net nooit. Amen. Dankie Here, dat U Uself aan ons kom verbind het. Nie so dat ons nou maar eendag in die hemel sal kom nie, ja, dankie dat dit so is, maar dat U Uself aan ons kom verbind het vir meer as dit. Om in 'n deurmekaar wêreld, in 'n stikkende wêreld, in 'n wêreld waarin daar vieslike dinge gebeur, waar iemand se kop afgekap word en op 'n skinkbord aangedra word. U ons wil gebruik, want mens weet net nooit. Dankie Here, wanneer ons oor ons lewe terugkyk, dat daar mense was wat dit vir ons gedoen het. Wat compassion gehad het. 'n diepe meegevoel vir wie ons is en waar ons was. En dat hulle in daardie oomblikke U met ons gedeel het. En dat ons vanmôre kan wees waar ons is, by U. Seën vir ons in hierdie dag, en ook in hierdie week, net soos wat U ons in die afgelope week geseën het.
en word verheerlik. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons sluit af met die laaste lied. Broer en suster, ontvang die seën van die Here en gaan dan ook die week in sy liefde, in sy vrede en in sy genade. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly totdat Jesus eendag weer met die wolke verskyn. Amen.